Goeiedag, oordenkingtyd en dankie dat jy saam met ons hierdie tyd spandeer, of dit vroeg in die oggend is, of laat in die aand, of iewers deur die dag by jou kantoor, of waar jy net in die tuin sit. Mag dit werklik tot seën wees vir jou en mag die Heilige Gees hierdie skrif ook in jou openbaar. Ons is besig om te leer by die Fariseër en ons kyk hierdie week ook na strikvrae. Gister een oor emosies en verhoudings, vandag 'n strikvraag oor geld. Die Fariseërs wou Jesus uitvang, want Jesus het hulle ongemaklik laat voel. Jesus het waarheid geopenbaar en nie almal hou daarvan en dink hulle, nee, maar wag, hierdie ou moet nie hieroor praat nie en dit gaan ons ongemaklik laat voel en hulle wou iets doen om hom te diskrediteer, sodat ander begin twyfel, dat hulle hom nie meer volg nie. En ek en jy maak ook soms so. Wanneer ek en jy ongemaklik voel oor iets, dan wil ons eerder iets op ander mense kry, wil bietjie veiligheid op hulle kry en sê, ja, maar onthou net dit en dit, die ou wat nou dit sê dat en dit, en weet jy dit van hom? Jy wil amper hulle diskrediteer sodat jy nie meer in die kollig is nie, en dis wat hier ook gebeur. Nou, as iemand praat oor geld en geld deel en armes help en so, dan raak dit baie ongemaklik, want dit hang af wie en waar jy is en wat jou uitkyk is rondom dit. Nou hierdie Fariseër se strikvraag was weer eens briljant. Nou kom ons lees saam weer 'n langerige stuk, so ons lees dit uit die Boodskapvertaling, Matteus 22:15. Die Joodse godsdienstige leiers het daarna koppe bymekaar gaan sit. Hulle wou so graag hê dat Jesus iets moes sê wat hom in die moeilikheid sou bring. Hulle het saam beplan hoe hulle dit sou regkry. Hulle het besluit om hom met 'n moeilike politieke saak in 'n stryk te laat trap. Daarom het hulle ondersteuners van Herodes, die koning van die gebied, saamgevat toe hulle met Jesus gaan praat het. Toe hulle by Jesus kom, stel hulle 'n plan in werking. Hulle het met die heuningkwas begin. Meneer, jy's 'n goeie onderwyser. Ons het jou leer ken as iemand wat net die waarheid praat. Jy loop God se pad reguit en leer die mense om dit ook te doen. Ons sien jy soek nie gewildheid nie, maar net die waarheid. Wat mense oor jou sê of dink pla jou nie. Daarna kom hulle met die angel. Maar sê nou vir ons, dink jy dit is reg dat ons so baie belasting aan die keiser moet betaal? Die keiser was immers 'n koning van 'n vreemde land wat hulle onderdruk het. Jesus was te uitgeslape vir hulle. Hy het deur hulle slinkse planne gesien. Daarom sê hy vir hulle, julle weet so goed soos ek dat julle my in die moeilikheid wil bring, maar nogtans gaan ek julle antwoord. Het iemand miskien vir my 'n geldstuk waarmee ons belasting moet betaal asseblief? Daar was in daardie tyd baie verskillende soortgelyke soorte geldstukke. Vinnig gee iemand vir hom een. Hy sê toe vir hulle, kyk mooi na hierdie geld. Wie se beeld is hierop en wie se naam staan hier? Die keiser se, antwoord hulle vinnig. As die geld met die keiser se beeld daarop die keiser se is, gee dit vir hom. Maar onthou, julle is volgens God se beeld gemaak. Julle behoort aan hom en daarom moet julle seker maak dat julle julleself aan God gee. Hierdie antwoord het die opposisie se plan heeltemal deurmekaar gekrap. Hulle het nie geweet wat om te sê nie. So stil is hulle maar daar weg. Wie se beeld is op die muntstuk? So 'n briljante vraag, want geld laat die meeste mense ongemaklik voel. Wanneer iemand te veel het, laat mense ongemaklik voel, en wanneer te min het, kan mense ongemaklik voel, en baie vriendskappe, familiebande, werkskollegas, besighede het al skade gelei as gevolg van geld, as gevolg van finansies. Nou Jesus se een sin plaas hierdie hele ding in perspektief. Hierdie ouens kom met 'n baie slim plan en hulle wil belasting, en ek dink ons het ook al miskien in die belasting strikvraag getrap en dink maar, yes, hulle maak nie eers potholes reg en hulle gee nie vir ons krag nie, so moet ek belasting betaal, en ek bedoel, dis 'n relevante kwessie en gesprek oor vandag ook, maar wat Jesus hier kom doen is, hy bring dit na een punt toe. En sy een sin, nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort, slaan hulle almal stom. Want wat Jesus eintlik hier kom sê is, hoorie, die beeld van die keiser is op die muntstuk, so gee dit vir hom. Dan het jy vrede in jou hart, maar wat jy moet weet is, die beeld van God is op my en jou. Ek en jy is na die beeld van die drie eenheid geskaap, en hy sê so, daar's iets belangrikers, ek en jy. Hy sal vir ons sorg, hy sal na ons kyk, want ons is soos hy na sy beeld geskape. Wat beteken ek en jy? Moet ook aan hom gee, wat hy vir ons gegee het. Ons lewens, om wie ons is, ons gawes, ons talente. So Jesus kom en hy sê, ouens, julle fokus op die verkeerde ding. Julle wil net fisies hierdie goed skuif, maar ons lewens kan baie meer dinge doen. So vandag vir my en jou, miskien top ons die hele tyd oor geld, en ons top oor die regering en al die goed. Miskien is die vraag vandag, wat doen ek en jy met ons lewens, wat 'n afdruk, 'n beeld van God op ons het. Die drie eenheid, ons is na sy beeld geskape. So wil jy nie vandag sê, Here,
Waar gee ek nie vir U wat U toekom nie? My tyd, my geld, my besittings, my vermoë, my talente, my gawes, want ek wil nie by U steel nie, ek wil nie by U wegneem nie. 'n Vraag wat hulle probeer het om Jesus mee vas te vang, bring toe eintlik soveel lig weer op hulle eie lewens, en vandag in my en jou lewe ook, waar ek en jy so bietjie met introspeksie doen, en kyk, en sê, Here, wat kan ek doen? Ek is na U beeld gemaak, wat kan ek vir U teruggee? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie stuk soveel dinge kan leer. Eerstens, hoe hierdie mense kom met 'n heuningskwas, skynheiligheid, hoe hulle probeer verlei met mooi woorde, maar Jesus sien reg deur dit, en so baie keer gebeur dit in ons lewe ook. Mense wat ons verlei en sê, o, jy's so goed, jy's so sterk, jy's so dit en dat, en dan kyk ons die strikvraag mis, en ons trap in dit. Mag ons vandag wakker wees vir dit, in ons besigheidswêreld, in ons omgang met mense, en mag ons die gesprekke baie fyn luister. Wat is die eintlike vraag? Wat is die eintlike angel wat hierin kom? Maar dankie Jesus, dat U ons ook vandag weer terugneem en sê, hey, besef jy dat jy 'n afdrukke na God se beeld gemaak is, en dat jy baie meer belangrik is as al die geld in hierdie wêreld. Here, help ons dat ons vandag weer besef dat ons na U beeld geskaap is, en dat ons weer ons eie lewe aan U kan teruggee, want ons behoort aan U. Dit bring vir ons vrede, dit bring vir ons rustigheid, maar dit bring ook 'n opgewondenheid om te dink, Here, soveel meer kan en moet en behoort met ons lewens te gebeur, wanneer ons dit in U hande plaas. Ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geseënde dag. Miskien moet jy iewers 'n muntstuk uithaal, na hom kyk, en dan na jouself in die spieël gaan kyk en dink, Here, wat kan ek vir U gee met my lewe? Totsiens.